Stories van 'n doodsbegeleier. Stories oor die dood en lewe hierna. Episode 5. Age before beauty, spot Lugarno en wys met sy hand dat ek moet vooruitgaan. Ek lag maar net. Hoe kan 'n mens kwaad bly vir die mooiste man op aarde? Ons staan by die ligtonnel en wag. Lugarno beduie dat ons wag vir Laas Veldman, 17 jaar oud, sterfdatum 10 Maart verlede jaar, en die jongman se siel is steeds aardgebonde. Daar is moontlik nog iemand, maar wag en sien. Dit is bietjie van 'n snaakse storie, sê Lugarno. Vandag gaan jy 'n vrou ontmoet wat met die wat reeds gesterf het kan praat en hulle soms sien. 'n medium? Vra ek. Inderdaad so, alhoewel sy haat daardie term. Die toneel verander daar voor my oë. 'n mooi vrou van ongeveer 60. Daar is 'n man by haar. Hulle stap in die koppe in die omgewing van die Sodwala grotte. Hou hande vas. Liefde is mooi op enige ouderdom. Clarissa Fourie. Die man by haar is Charles Renard. Hy dra 'n rugsak met 'n deken, toebroodjies, koffie en koeldranke. Hulle het mekaar nie te lank gelede weer op die aarde ontmoet nie. Lugarno lê klem op weer. Almal weet wat dit beteken. Soos wat iemand 'n video 'n oomblik kan stop, steek Lugarno sy hand uit en wys na iets in die agtergrond. Iemand. Ons onderwerp, sê hy geheimsinnig. Laas Veldman, wat verwese tussen die bome daar staan. Hy het soveel keer met mense probeer praat, wanneer hulle daar verbykom, te vergeefs. Hulle sien hom nie, maar Clarissa sien hom. Sy is die eerste persoon in 12 maande wat hom sien en presies weet waarmee sy hier te doen het. Goeiemôre, groet Clarissa, en Charles draai verblaas na haar. Hy volg haar blik, sien niks en los haar hand. Hy is nie dom nie. Dit is nie die eerste keer dat hy by is, wanneer sy iemand van die ander kant ontmoet nie. Dan wil sy dit alleen doen. Moet sy al haar sintuie gebruik. Lars staan 'n oomblik verskrik na Clarissa en kyk, en toe raak hy voor haar oë weg. Duidelik weet hy nie wat om verder te doen nie. Hy is geskok oor die skielike besef dat iemand hom raak sien. Uiteindelik, vir so lank is hy al onsigbaar, en daar gebeur dit nou weer. Sy sien hom nie weer nie. Clarissa draai in die ronde. Sy vat Charles se hand en hulle stap aan. Wat was daar? Vra Charles besorg. 'n jong seun, ongeveer 15, 16, miskien 17 jaar oud. Charles kyk 'n oomblik na Clarissa, asof hy wil sien of sy okay is. Hierdie soort ding kan selfs vir haar ontstel. 'n verlore seun, iewers in limbo. Wil jy verkieslik teruggaan na ons chalet toe? Vra hy. Nee, ek dink ons moet hier bly, antwoord sy vaag, terwyl haar oë steeds tussen die bome soek. Nou maar goed. Charles sprei die deken oop. Hulle gaan sit en Clarissa hurk langsom en pakkie broodjies uit. Sy skink koffie uit die fles. Terwyl hulle eet en drink, kyk sy weer rond. Hy is nog hier, ek voel hom. Later staan sy op en die keer los Charles haar. Uiteindelik fluister sy. Hy's terug, hy's nou daar by die boom, langs die afgrond. Hy is daar, ja. Ek en Lugarno sien hom ook nou weer. Ek vra, moet ons nader stap en gaan help met iets? Nie nou nie, antwoord Lugarno. Hy weet ons is hier, hy sien die tonnel, maar hy wil nie nader kom nie. Hy weier dat ons hom intrek. Dit is nie my eerste poging om hom te gaan haal nie. Iets hou hom blykbaar nog daar. Iets soos wat, wil ek weet. Luister na die gesprek tussen hom en Clarissa, is al wat Lugarno sê.
Hallo daar, is daar iets waarmee ek kan help? Vra Clarissa en gee 'n tree nader. Wat is jou naam, jongman? Lars. Hy tree weg. Hou sy hande voor hom. Hy roep uit, moenie nader kom nie. Goed, ek sal nie. Clarissa staan eers weer weg. Maar waarmee kan ek jou help? Wat het met jou gebeur? Was jy in een of ander ongeluk? Quad bike, prewel hy. En besef jy dat jy dood is? Dat jy nie meer veronderstel is om hier te wees nie? Ja, ek het aan myself gestaan en kyk, terwyl hulle aan my gewerk het. Ek weet ek is dood. En is jy bewus van die feit, dat jy moet kyk vir die lig, die tonnel wat jou na die ander kant sal neem? Dit is standaard, verduidelik Lugano hier langs my. Om mense te help aanbeweeg, is daar 'n soort weerstand is, dan praat hulle van die tonnel. Ja, antwoord Lars, ek sien dit. Nou wat is dit wat jou nog hier hou? Vra Clarissa. My stiefsuster, ons moet haar kry. Hulle soek nog steeds na haar. Niemand weet dat sy ook daardie dag dood is nie. Ek draai na Lugano. Het jy geweet? Natuurlik, Ariana. Maar ons moet eers wag dat die saak afgehandel word. Dit gaan vandag nog gebeur. Hou moed. Die volgende oomblik verskyn daar iemand langs die jongman. 'n meisie van ongeveer 13. Die seun beduie na haar. Dit is Christel. Hy hou nie baie van my nie, glimlag Christel. Nie dat dit haar regtig pla nie. Dit is maar net vir inligting. Nie daar nie. Hier is dit beter. Ek het nie baie van jou gehou nie. Jy was 'n pes. Jy het agter my aangeloop. My chocolates van my afgebedel. Die prentjie voor ons verander. Dit is 'n jaar gelede. 'n nuwe kitsgesin, 'n myne, 'n joune en ons sin wat op pad is. Die seun is die vrou sin. Christel is die man se dogter. Dit is hulle eerste vakansie as kitsgesin saam. Dit pla die man dat sy dogter so baie van die seun hou. Seuns van daardie ouderdom is 'n bietjie hormoon gepla, voel hy, en hy is seker nie ver verkeerd nie. Maar Lars stel nie in haar belang nie, hy wil asseblief net alleen gelaat word. Hy gaan stap op die vakansieoord rond, en iewers loop hy verby mans wat 4-trek motorfietsse uithuur. Hy voel in sy sakke en kry sy beursie. Hoe oud is jy? Wil een van die manne weet. 17, antwoord hy. Jy lyk 16. Ek het my ID by my. Dit beklink die transaksie. Lars klim op die fiets en draai in die rigting van een van die gemerkte paadjies. En daar wag Christel alweer vir hom. Asseblief, laat my saam met jou ry. Nope. Lars spring weg, ry 10 meter en stop. Toe draai hy terug, verflaks. Moet sy hart altyd so sag wees? Een of ander tyd sal hy moet leer om sy voet neer te sit. Hierdie kind gaan hom in die moeilikheid laat beland. Hy haal die fietsry helmet van sy kop af en sê, sit dit op jou kop en maak styf vas voordat jy opklim. 'n rukkie later besef hy dat dit tog lekker is om die meisie by hom te hê, veral daarbo in die berg waar die paadjie styl en alleen raak. En toe is daar 'n ongeluk. Die klip was net daar voor hulle op die paadjie. Lars is vorentoe geslinger, kop teen die boomstam. Hulle het hom daar gekry, gewonder hoekom te Joos hy nie meer 'n helmet op het nie. Jy mag nie die fiets gebruik as jy nie 'n helmet dra nie. Christel is oor die afgrond. Haar liggaam is nooit gevind nie. Niemand weet wat van haar geword het nie. Daar was natuurlik verskeie teorieë. Die media wat gespekuleer het. Die een wat die meeste saak maak, is dat hulle vermoed dat Lars haar met hom saamgeneem het, iets erg aan haar gedoen het, en toe van haar liggaam ontslaag geraak het, behalwe dat die kwad mense hoog en laag gesweer het dat hy alleen daar weg is.
Dan het iemand anders haar iewers raakgeloop en iets aan haar gedoen? Spekuleer die media verder. Of sy is ontvoer en woon nou saam met 12 ander jong meisies in Tumbag wat ook al. En daar onthou Clarissa die Facebook soektog na die jong meisie en al die spekulasie. Herken sy haar gesig hê? Dit is sleg dat niemand weet wat van 'n geliefde geword het nie. Kan julle vir my gaan wys waar die ongeluk gebeur het? Vra Clarissa en Charles hou maar ewe gelate die deken weer op. Die piknik is verby. Hy haal sy selfoon uit en is reg om te bel en koördinate te stuur wanneer nodig. Eers toe die hele gedoente verby is, wanneer die oorskot nog met die helmet op haar kop in 'n sak opgehuis word en wanneer hulle ouers in kennis gestel is van die tweede liggaam wat gevind is, draai die kinders om en stap na ons wat in die tonnel van lig wag. Op 'n manier bring dit 'n soort klaarheid tussen hulle ouers, wie se baba nou 9 maande oud is, 'n pa wat nou weet waar sy dogter is, en 'n ma wie se seun niks verkeerd gedoen het nie, behalwe dat nie een van hulle kom toestemming vra het om op hierdie doodsrit te gaan nie.